Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus op hierdie awesome Sondag en ek glo elkeen van ons het 'n wonderlike geseënde week gehad. Uitdagings, absoluut. Geen twyfel daarin nie, want ons lewe nog in die tydelike, waar daar so baie druk op ons is maar tog sien ons uit na iets beter. En meer as dit, ons het die heerlikheid binne in ons. Ons het die hoop binne in ons. So al gaan ons in situasies in wat ons gaan uitdaag, het ons die vrede van Christus wat saam met ons is. En ja, ek moet sê, hierdie week was vir my nogal 'n uitdagende week. Ons het 'n strategiese beplanning daar by die werk gehad en weet jy, so opgewonde as jy in die ding ingaan, want jy het hoop dat die mense gaan saamwerk om 'n verandering mee te bring. Ons weet wat se foute ons gemaak het. Ons erken dit. En die mense gaan staan daar en hulle erken die foute wat gemaak was. En dan kom jy met oplossings en ek sê vir die ene, weet, met elke oplossing wat ons mee kom, het hierdie mense net probleme en redes hoekom ons dit nie kan doen nie. En dan raak jy frustreerd binne in jou en jy raak geïrriteerd want ons is daar om oplossings te vind. En as ons 'n oplossing vind, dan is ons daar om 'n manier te vind om deur dit te werk, sodat ons aan die ander kant kan uitkom beter, sterker. En dit is net asof hierdie mense nie wil nie. Eers en dan die binne in jou, dan raak jy mos, ek weet nie, jy raak geïrriteerd, want hierdie is mense wat in posisies geplaas is, wat daar is om 'n verskil te maak, om 'n verandering te maak in hulle gemeenskappe. En ons is daar om 'n doel uit te leef, uit te werk. Ons het, anyway, en dit is waar die Here my lei hierdie week, en ek het gister ook met 'n vriend gepraat, en dit is net daai vrede wat jy ervaar as jy met 'n godvreesende man praat. En hy praat net sin in jou lewe in, en hy bevestig net dit wat die Here jou met jou deel hierdie hele week. Om te sê, wees stil, wees rustig. Praat wanneer dit jou tyd is om te praat. Bly stil wanneer die Here dit nie op jou hart lê om te praat nie. En dan laat toe dat die Here met mense spreek. En dit lei my na hierdie teksvers in wat is 'n onbekende waarna ons gaan. Dit is 'n teksvers hier so in Hebreërs 6, en dit is so, as jy 'n opsomming van die Bybel wil hê, lees jy deur Hebreërs, en hier so in Hebreërs 6 praat hy van Abraham, en die belofte wat Abraham gehad het, en die belofte wat eintlik het Abraham nie geweet wat voor hom lê nie, want God het net vir hom gesê, Abraham, pak jou goed en trek. En ek sê nie vandag vir jou, hoor by die Here voordat jy net jou goed oppak en trek, maar as Abraham, vat jou goed en trek. En Abraham is gehoorsaam. Ons ken die storie van Abraham en hy is gehoorsaam. En hier kom ons in Hebreërs 6 vers 17 en sê, daarom het God, omdat God nog kragtiger aan die erfgename van sy belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon. Dit is wat God vir my en vir jou sê hierdie week, hierdie dag, hierdie week. En dit is waar hierdie persoon in 'n ou se lewe inkom en hy gee vir jou God se raad. Nie sy opinie nie. En dis wat ek waardeer is, ons moet God se raad aan mekaar gee. En jy moet baie seker wees voordat jy aan iemand raad kan gee. En jy sê, so sê die Here, of hierdie is die woord wat die Here op my hart gelê het vir jou, vir my, vir ons. En dit is wat dit so special maak, as hierdie ou kom en hy vat God se raad, en ons is sy erfgenaam. Ons is deur Jesus Christus. En hy vat God se raad, wat God by hom eendag oorgedra het. En hy kom en hy dra dit oor aan my. En dit versterk jou siel. Dit laat jy net weer eens besef, dat ons werk nie vir mense wat hier is nie. Ons werk vir die Here. En daar waar ons is, gaan daar frustrasies kom. Daar waar ons geplaas is ons dalk die enigste persoon wat Godvreesend is, wat vashou aan die woord van die Here en die beloftes. Maar God het jou nog steeds daar geplaas met 'n doel,
om te blom. En hy sê hierso vir ons, aan die erfgenaam van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg. So as God lewe gespreek het, God kan nie lieg nie. As God vir jou sê, daar sal voorspoed voor jou lê, God kan nie lieg nie. As God vir jou sê, daar gaan berge en dale wees, God kan nie lieg nie. Maar in daai kan God ook nie lieg nie, om te sê, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy sal jou nooit los nie. Hy sal jou nooit agterlaat nie. Hy sal jou wys, hy is die lig van die lewe. Hy is die hoop, en dis waar ek wil eindig vandag hierso en sê, waarin dit is onmoontlik dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê. So hy bemoedig mekaar, bou mekaar op, saai in mekaar se lewens in, luister vir God en luister na God, en dan as die Here vir jou sê, reik uit na daai persoon toe, of bel daai persoon, of stuur 'n boodskap, dit is daai kragtige bemoediging, wat ons as broeders en susters in Christus vir mekaar moet gee. Sê, ons wat ontvlug het, ons om vas te hou aan die hoop wat voor ons lê. Hy praat met Abraham hierso, maar hy praat ook met my en jou vandag, om te sê, hou vas aan die hoop wat voor jou is. Dat hierdie goed tydelik is, ja, maar selfs hierdie dinge, die uitdagings wat kom, ons gaan nie deur werk en ons gaan suksesvol hier aan die kant uitkom. As ons die werk insit, as ons bereid is om die tyd in te saai, dan gaan ons dit oes eendag. En enige iemand kan dit vir jou sê, enige iemand sal dit vir jou vertel. Maar ons oes nie deur 'n drive-through nie, ons oes nie omdat dit dadelik, ek sit vandag in en môre gaan ek terugkry nie. Nee, dit vat tyd, dit vat dedication, dit vat commitment, dit vat aanhou op die regte pad. Dit vat aanhou om aan God se waarheid te glo en die hoop wat voor ons lê. En ons het dit. Ons het die hoop. Wat sê dit vir ons hierso in Hebreërs? As 'n anker van die siel wat veilig en vas is. Dis 'n anker van ons siel. So ons emosies gaan wipplank met ons speel. Ons gesê op en ons is happy en ons is sad. Ons is opgewonde en ons is teleurgestel. En ons gaan so op en af en dit is jou emosies, maar jou siel, as jy jou hoop in die heerlikheid van Jesus geplaas het, dan is jou siel geanker in daai hoop, dan bly jou siel standvastig en dan bly jou siel gefokus op die hoop wat voor ons lê. En dis die boodskap wat ek vir julle wil oordra vandag op hierdie Sondag. Dis 'n awesome dag, dis 'n dag waarin ons uitsien na die heerlikheid en die dinge wat die Here in jou lewe wil insaai. Maar meer is dit, ons hou vas, en ons het dit as anker, die hoop. 'n Anker, wat doen 'n anker? Ons hou ons vas, dit plaas, dit sink af in die diepte van die oseaan in, en dit hou ons vas. Die golwe kom oor ons, en die bootjie sal dalk hierdie kant toe en daai kant toe gaan, maar hy sal stabiel bly in hy plek, want hy's geanker, en dit is wat die Here van my en van jou verwag, en hy sê vir ons vandag, plaas ons anker vandag in hom. Plaas ons hoop vandag weer in hom. Dat ja, dit lyk asof ons heen en weer deur die emosies of deur die wipplank van die lewe gaan, maar ons anker is in Jesus Christus. Want hy sê dit vir ons hierso, ingaan tot binnekant die voorhangsel. En hy praat hierso met my en vir jou weer eens. Dit is daai anker wat ons binne in daai voorhangsel, ek het daarvan gepraat verlede week. Die voorhangsel wat ons in die allerheiligste kan ingaan, in God se teenwoordigheid in. Ons het daai voorreg wat ons het vandag, om daar binne te sit aan die voete van God, aan die voete van Jesus Christus. Ons kan aan hom vashou, ons kan vir hom sê, ons is lief vir hom, ons het hom nodig, ons het u nodig God, asseblief, en hy sal ons omvou met sy heerlikheid. Hoekom? Want ons plaas ons hoop in hom. Dit is ons rots, dit is waar ons anker is, in daai rots, wat Jesus Christus sê, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het.
Dit is so awesome om dit te weet. Dit is so wonderlik dat ons weet dat ons het 'n hoëpriester wat al reeds daarin gegaan het. En hy sê vir ons, hy maak hy deur oop en hy sê, kom in, my getroue kind. Kom in, my geliefde kind. Kom in waar jy moeg is. Kom in waar jy nie lekker voel nie. Kom in waar jou dinge om jou dalk heeltemal deurmekaar is. Kom in. Waar het Jesus homself gevind in daai boot? Waar die disippels hom gevind? Want daai boot was geanker. Hoekom? Want Jesus Christus was in die boot saam met hulle. En daar slaap Jesus Christus. Die disippels is vreesbevange want hulle dink hulle gaan sink. Jesus het vir hulle opdrag gegee om te sê ons gaan van hierdie kant af na daai kant toe. En in daai storm het Jesus gaan lê. Want hy het geweet, hy het gespreek, hy het gesê, ekskuus, ons gaan na die ander kant, ons gaan by die ander kant uitkom. Hy het gaan rus, want hy het geweet, hy is die bron van lewe, hy is die bron van ons hoop vandag. En ek bid vandag dat jy jou hoop in Jesus sal sit vandag, nie in die wêreld daar buite nie. Jou joy, jou geluk, jou vrede, jou vreugde, dat jy dit in Jesus sal sit vandag. En as jy nie weet hoe nie, dan val jy net op jou knieë en jy sê, Abba Vader, asseblief, ek weet nie hoe nie. Abba Vader, maar doen dit met 'n opregte hart. Nie om hierdie tydelike dinge van Jesus te ontvang nie. Dit sal kom. Want die Here sê vir ons in sy woord, nee, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dan sal al hierdie ander dinge aan jou gegee word. Maar wat ons motiewe is, die heerlikheid, die geregtigheid van Jesus Christus. En dit is wat ek oor jou bid vandag. Mag jy 'n geseënde week hê. Mag jy jou anker en jou hoop vandag in Jesus Christus sit. En hy sal jou seën en hy sal jou deurdra. En jy sal die ander kant daar uitkom, meer as oorwinnaar in Jesus Christus. Geseënde week hê. En asseblief, as jy gebed nodig het of enigiets, reik uit. Ons is lief vir jou, ons wil God se seën oor jou uitspreek. En ons wil saam met jou hierdie pad stap. Jy is nie alleen nie. Ons is saam met jou en God is saam met jou. Mag jy 'n geseënde week hê. Ek groet jou vandag in Jesus naam.